as U kerk. Here, dat ons aan U alle lof kan bring. You are worthy of every breath we breathe. Thank you, Lord. Here, ons loof U. En ons dank U. Here, dat U vir ons 'n weg gebaan het, weer terug na God. Ons harte is oorstelp van blydskap. Here, maar ons weet, daar was geen ander weg. Daar was geen ander weg. Maar U het daai beker, daai lydingsbeker gedrink. Here, vir elkeen van ons. Here, daarom kan ons net met volle dankbare harte kan ons juig en kan ons U lof besing. Daar is niks beter op hierdie aarde as om by U voete te wees en om U te loof en te prys en te dank vir U seun wat vir ons gesterf het. Halleluja, Here, ons loof en prys U vanmôre. Ons dank U, Here, vir U teenwoordigheid. En ons dank U, Here, vir U woord. Here, ons dank U vir die Heilige Gees. En ons dank U, Here, vir elke siel wat terugkeer na U. In Jesus naam. Amen. Amen. U kan die sitplek neem. Amen. Amen. Oh, dis al niks so wonderlik om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Amen. Om te weet dat hy is met ons elke stap, elke tree is hy met ons. Ja, amen. En is wonderlik om te weet dat ons hoef niks te vrees op hierdie aarde. Amen. Want die skepper van hierdie aarde is aan ons kant. Yes. Die skepper wat hemel en aarde gemaak het, is aan ons kant. Jesus. En daarom het ons nie te vrees nie. Prys U. Inteendeel, ons kan met vrymoedigheid toetree. Want God is met ons. Amen. En ons weet, ons ken die Satan, ons is nie onbekend met sy planne nie. Jesus. Ons weet dat hy sy bes probeer om dit vir elke mens in die wiele te probeer ry. Halleluja. Maar die feit is, dat Satan is klaar oorwin. Jesus. En die feit is, Satan wil nie hê dat ons dit weet nie. Amen. En die feit is dat Satan wil nie hê dat ons moet weet wat is die mag wat ons het oor die bose met hom in ons. Omdat die Here Jesus hom klaar oorwin het, moet hy sy knie buig. As jy met die woord gaan na Satan, het hy geen keuse as om te vlug, as om te hardloop, Yes. want hy is reeds oorwin. Amen. Hy is uitgeklee en daar is in die openbaar oor hom getriomfeer, oor elke mag, oor elke owerheid. Jesus. So hy het geen mag op geen gebied Ja. oor enigeen van ons. Maar jy weet, hy weet dat die oorlogsveld is in ons gedagtes. Jesus. En as hy ons andersins kan oorreed, dan wen hy nog 'n siel om saam met hom die verderf in te gaan. Maar ons gaan dit nie toelaat. Nie in hierdie gemeente nie. In hierdie gemeente staan ons sterk. Ons staan sterk in die woord en ons sit Satan op die vlug met die woord van God.
Amen. Nou laas week het ons gepraat, wie kan onthou, oor isolasie. Isolasie is 'n stryk van die Satan. Nou ons gaan hierdie week aan op deel 2 van isolasie. Nou ek wil net ter opsomming vir die wat laasweek nie was, net so min of meer sê, laasweek het ons gepraat en gesê dat die Satan is eintlik 'n lafaard. Hy's 'n lafaard en hy's klaar oorwin, hy's uitgeklee volgens Kolossense 2 vanaf vers 14 tot 16, is hy uitgeklee en hy's oorgetriomfeer. So die Here het hom klaar gewen. Maar Satan bedrieg die mensdom. Ja, amen. Ons sien daar in Openbaring 12 vers 9 dat hy bedrieg. Hy gaan die hele, daar staan in Openbaring 12 vers 9 dat hy die hele mensdom gaan verlei, dat hy hulle gaan mislei, dat hulle gaan bedrieg. En hy doen dit deur mense. Hy werk deur mense om mense te mislei. 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15 sê dat daar's mense wat hulle self aanstel as valse apostels en wat bedrieglike arbeiders is. En hulle werk om mense van die koers af te kry, om mense van die pad af te kry, om mense van die waarheid af te kry, om mense te kry om verkeerd te glo. So hy werk baie hard deur hierdie arbeiders om mense te mislei. En die woord sê dat hy gaan die hele wêreld gaan hy mislei. En al hoe ons hom kan oorwin is deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis kan ons vir Satan oorwin. Nou jy kan nie veel van 'n getuienis gee, het ons laasweek gesê, as jy in isolasie sit. En hoe ons in isolasie kom, het ons laasweek gesê, is gewoonlik het jy ergens seer gekry, iemand, jy het wat het ons gesê, jy het aanstoot geneem en jy het jouself verwyder uit die liggaam van Christus. En jy is op jou eie. En onthou, daai isolasie, Satan skep die omstandighede. Hy skep die aanstoot wat geneem word, hy skep die depressie, hy skep die finansiële druk, hy skep al hierdie omstandighede, sodat jy die besluit kan neem om jouself te verwyder en in isolasie te wees. En dis dan daar waar hy vir jou aanval. En onthou, isolasie kweek een van twee dinge, het ons laasweek gesê, en dit is, hy kweek of arrogansie, of hy kweek minderwaardigheid. Nou, maak nie saak wat hy kweek nie, dit bring verwydering tussen jou en God. Dit maak dat jou vrymoedigheid om op te tree met die gawes wat God jou gegee het, nie daar is nie. En stadig maar seker dryf jy al verder en verder weg. En die oorlogsveld in jou gedagtes raak al groter. Want Satan is agter jou geloof. En onthou, isolasie is om jou af te takel en om jou op jou eie te verslaan. Want Satan is die dief en hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En hy loop rond soos 'n brullende leeu om die wat afdwaal, om op hulle te fokus en dan om vir hulle te pak. En soos julle almal weet, het ons ook gesê dat isolasie doof jou geestelike vuur uit. Die wat braai, Dion wat so lekker braai, hy kan vir jou mooi sê dat sodra jy daai kooltjie uithaal, dan wat gebeur? Hy word koud. En as jy hom weer terugsit in die vuur, dan word hy weer warm. Nou vandag praat ons weer, ons gaan aan oor isolasie as 'n stryk van die Satan. Nou ons skriflesing was Matteus en is nog steeds Matteus 4 vers 1 wat sê, toe is Jesus deur die Gees met hoofletter weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Nou ek wil hê jy moet weet dat hierdie is 'n geïsoleerde geval waar dit 'n geveg is tussen God en Satan. En waarby die Here het Satan klaar oorwin. En waarby die Here gebruik Satan se taktiek en arrogansie teen hom.
En daarom dat die Gees vir Jesus weglei in die woestyn. Dit was met 'n doelbewuste plan om deel uit te vorm van die pad van Jesus na die kruis. Om deel uit te vorm waarby Jesus as God in 'n mens versoek was en waarby hy nie gefaal het. Want God kan nie versoek word deur die kwaad nie. Hy het Satan geskep. So hierdie is 'n geval waar die Gees weet Satan gebruik isolasie en waarby die Gees direk nadat Jesus Christus gedoop was, direk nadat die duif op hom neergedaal het en waar daar 'n stem uit die hemel gekom het en gesê dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Direk daarna lei die Gees hom in die woestyn in om versoek te word. En dit was die rede omdat dit deel uitmaak van Jesus se pad na die kruis. Maar ek wil hê u moet weet dat die Here versoek nie vir ons nie. God versoek geen mens. God lei geen mens in versoeking nie. Ja, amen. Dit gebeur nie. Die woord gee vir ons daarby gerusheid. As ons gaan lees Jakobus 1 vers 13, dan sê dit, laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand. Ja, wie is die versoeker? Dis Satan. Satan is die versoeker. En ja, God laat toe dat Satan ons versoek. Hy laat dit toe. Ons lees dit in 1 Korintiërs 10 vers 13. Maar God sal nooit, ons gaan nou 1 Korintiërs 10 vers 13 lees, maar God sal nooit toelaat dat jy bo jou kragte versoek word. So die Here versoek ons nie. Die Satan is die versoeker. Maar die Here sal altyd 'n limiet plaas op sy versoeking. Die Here sal sê, jy kan tot daar gaan en nie verder. Want die Here sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte deur Satan versoek word. En die Here sal altyd daai versoekinge omskep om tot lof en tot eer en verheerliking van God te wees. Jy sien, die Satan se taktiek is om te isoleer. Sodra hy ons geïsoleer het, dan begin hy ons gedagteveld aanval. En dan probeer hy om ons geloof te steel. En die Here, sy taktiek wat hy is om ons geloof te bou. Met ander woorde, deur hierdie versoekings wat ons kry, word ons gebrei en ons geloof word gebou. Ons word sterker as ons die versoekings oorkom. Want God sê, hy gee ook die uitkoms op daai versoekings, gee hy alreeds voor die tyd vir ons. Kom ons lees gou daar in 1 Korintiërs 10 vers 13. Dit sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Jy sien? So God weet dat daar is 'n Satan. God ken Satan se plan. Hy het sy plan al geken. Dis hoekom hy hom laat inlei het in die woestyn in deur die Gees. Want hy het geweet Satan soek jou alleen. Hy het geweet dit is die plan. En toe het hy hom sommer self alleen in die woestyn ingelei. En hy weet dan wag Satan tot jy op jou swakste is. En die Here Jesus het gevas vir 40 dae. En toe hy honger was, toe kom hy. Toe sê hy vir hom, maar sê vir die klip hulle dit brood word. Wat eet jy gou? Satan slaan toe
Daar waar jy op jou swakste is en daar waar jy alleen is. En die Here weet dit. En daarom sê die Here, hy gaan nie toelaat dat die Satan jou bo jou kragte versoek nie. En hy gee ook die uitkoms terselfdertyd. So ons hoef nie bekommerd te wees, want die Here sorg vir ons al versoek die Satan. 'n pragtige voorbeeld vir my in die woord was Petrus. Julle almal ken die verhaal van Petrus. Nou Petrus is iemand wat ook versoek was. Petrus was iemand wat ook gefaal het. En hy is ook geïsoleer gewees. En die Here het gebid vir Petrus. Waarvoor het die Here gebid? Die Here Jesus het gebid dat Petrus se geloof nie sal ophou nie. Want hy het geweet, hierdie is 'n geveg rondom die geloof. Met ander woorde, wanneer ons in isolasie verkeer, dan weet hy, in daai isolasietyd gaan Satan probeer om jou geloof te steel. Dis sy doel. Sy einddoel is om jou geloof by jou weg te vat. Hy begin hier in jou kop, dis die battlefield, dis die oorlogsveld, en daar begin hy met jou vuurige pyle afskiet om jou geloof te steel. Ons sien dit in Lukas 22 vers 31 tot 32. Lees ons daar dat die Here sê vir Petrus, hy sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Nou ek kom van die plaas af, wie van julle weet as jy iets sif, hoe werk het? As jy iets sif, sê soos koring, as het in 'n sif. En daai sif ruk, ons het nou implemente gehad, waar hy goed so ruk, en dan val al die kaf af, en dan bly net die koring bly agter. Nou, selle as jy seker goud sif, of wat ook al, jy sif, om eventually net daai koring, of net die goud oor te hou. Nou onthou, dit is wat isolasie is. Satan wil vir jou sif, dat jy alleen oorbly. Hy wil jou sif, dat hy jou kan weet kry. En daarom sê hy hier in Lukas 22, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, sê hy vir Petrus. Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou. Jy sien, die Here weet hoe belangrik is geloof in ons lewens. Hebreërs 11 leer ons en sê vir ons dat, dan vers 16, dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Amen. Want hy wat na God kom, of wat na God gaan, moet glo dat God is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. So hy weet hoe belangrik is geloof, en die Satan weet dit ook. En hy weet ook dat geloof is 'n vaste vertroue in 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, en die bewys van die dinge wat ons nie kan sien. So met ander woorde, ons glo in 'n hoop, dit is die ewige lewe, en is iets wat ons nog nie kan sien. En dis wat hy wil steel. Hy wil dit by elke gelowige steel, dat jy nie meer glo in daardie hoop. Laat ons vasgevang word in 'n nuwe evangelie. En daar's vandag soveel nuwe evangelies, soveel valse apostels, self aangestelde apostels, wat bedrieglike arbeiders is. En die internet is oop, elke een kan luister daarna. En so maklik word jy op 'n nuwe geloof geplaas. 'n geloof wat sê dat almal is op pad na God. Daar's many ways to Rome. Jy kan dit deur Jesus doen,
jy kan dit deur Allah doen, jy kan dit deur Hare Krishna doen. Ons is inclusive, sê die wêreld. So ons sluit almal in en ons sluit niemand uit. Almal is op sy pad hemel toe. Jesus. Jy sien, dit is die wêreld, een wêreld geloof wat daar is, om vir almal te ooreed, dat ons moet niemand uitsluit. Almal het verskillende omstandighede waarin hulle groot word. En almal glo op hulle manier in God. Yes. Jy moet hulle kans gee. Wees inclusive. As jy iemand uitsluit, dan is jy eintlik op die verkeerde pad en jy steun mense wat op pad is na God. So, maar die Here sê dat die wêreld soek prestasies, die wêreld soek resultate, maar God sê, ek soek geloof. Ek soek nie werke nie, ek soek geloof. En dis een van die belangrikste wat sê hulle ingredients, die bestanddele wat jy moet hê as jy na God toe gaan, is geloof. En daarom het die Here vir Petrus gesê, ek bid dat jou geloof nie ophou. Jy weet, dit is baie belangrik, want sodra jy deur Satan geïsoleer word, wat eintlik maar 'n persoonlike besluit is, jy besluit om jou te onttrek. Satan staan nie met 'n geweer in jou kop en sê, onttrek jou van die liggaam van Christus. Jy besluit dit. Maar jy besluit dit as gevolg van die omstandighede wat Satan skep rondom jou. Daai iets wat iemand gesê het vir jou in die kerk, en jy het aanstoot geneem, en jy besluit, hulle sien my nie weer nie. En dis wat Satan soek, hy soek jou geïsoleer, hy soek jou uitgesif, soos vir Petrus. Hy begeer dit vurig om jou te isoleer. Want hy weet, nou het hy jou. Nou kan hy met jou gedagtes begin speel, en hy kan begin vuurpyle afskiet. Ek en my vrou, ons praat gereeld met mekaar. En gereeld, dan is daar plekke waar die Satan probeer hy goed in 'n mens se kop in prop. Valse dinge. Weet waar jy sekere goed aanneem, die ander persoon dink, of jy neem aan wat die ander persoon gesê het. Maar dan is dit nie waar nie. Dan is dit Satan wat besig is om vuurige pyle af te skiet. Nou jy sien, dis hoekom ons as 'n kerk saam is. Dis hoekom ons as 'n liggaam saam is. Want ons kan teen mekaar klank word. Ek het al gesê in hierdie gemeente dat een van die dinge is, ek en Rian kom byvoorbeeld 1 keer in 'n week by mekaar. Om te klank word teenoor mekaar. Laat daar nie die Satan kan wees wat tussen ons kan inkom met vurige pyle. Want ek weet, dit is sy taktiek. Die Here het geweet, dit is sy taktiek. Hy gebruik isolasie om mense se gedagtes gevangene te neem en om hulle daardeur te oorwin. Is geen wonder dat toe die Here opgestaan het uit die dode, toe het 2 Marias en Salome het mos na die graf gegaan. Maria Magdalena, nog die ander Maria en Salome, hulle was na die graf. En daar kry hulle toe 'n man met 'n wit kleed, wat toe vir hulle sê, maar Jesus, julle gaan hom nie hier kry nie. Dus hy gaan roep die disippels en vir Petrus. Gaan roep die disippels en vir Petrus en sê dat hulle sal Jesus in Galilea sien. En toe die vrou op pad is, toe verskyn Jesus self aan hulle. En wat sê hy toe vir hulle? Hy sê, gaan roep die disippels en vir Petrus. Ja. En sê vir hulle sal my in Galilea sien. Nou, jy kan dit vind daar in Markus 16 en Matteus 28. En die rede hoekom die Here Jesus spesifiek gesê het, gaan roep
vir Petrus ook. As hy weet voor sy kruisiging, het Petrus hom 3 keer verraai. Ja. En hy weet, Petrus het uitgehardloop, bitterlik geween. En hy het homself gaan isoleer. En die Here weet, dit is die taktiek wat die Satan gebruik, om nou vir Petrus weet te kry, en om van die geloof af te kry. En daarom het hy gesê, ek het gebid dat jou geloof bly hou. Hy sê, gaan roep, sê vir die disippels, ek is in Galilea, en sê vir Petrus, gaan roep vir Petrus. Iets sien is baie belangrik, want as ons volg wat met Petrus hierna gebeur, dan sien ons hoe dat die Here Jesus Petrus weer herstel in sy ampt. Onthou, Petrus was 'n herder, hy was 'n leier. En toe gaan sonder hom af, oordat hy Jesus verloon het. Hy het bitterlik geween, en hy het hom afgesonder. Jesus sê, gaan roep vir Petrus, bring hom terug. Bring hom terug saam met die ander disippels. Laat hy weer deel uitmaak van die volgelinge van Jesus. Laat hy deel uitmaak, as ons disippels is, ons is almal volgelinge van Jesus. Laat hy deel uitmaak weer van die liggaam van Christus. Laat hy sy roeping weer kan opneem. Nou, die Satan, ek is seker meeste van julle stem saam, dat hy verneder 'n mens in die openbaar. Yes. Né? Hy verneder 'n mens in die openbaar, en daardeur wil hy, omdat hy jou in die openbaar expose, wil hy hê, hierdie groot slag in jou face, moet jy terugduins, en jy jouself gaan wegsteek, laat jy wegkom, dat jy geïsoleer kan raak. Dis die plan. Maar die Here doen net die teenoorgestelde. Die Here roep jou terug in jou roeping. Want elke een van ons het 'n roeping. Amen. Hy roep jou terug in jou roeping om jou te herstel, Yes. en om jou te herstel in die openbaar te vergeld. Amen. Ons lees dit daar in by die bergpredikasie, Matteus 6 vers 6. Waar die Here sê, dat wanneer jy bid, gaan in jou kamer, sluit jou deur, en bid die Vader, wat in die verborgene is, Amen. dat die Vader wat in die verborgene sien, jou in die openbaar kan vergeld. Jy sien, dit is die Here, hoe hy werk. Hy herstel jou, deur jou in die openbaar te vergeld. En wat het dit met Petrus gedoen? Hy het dit gedoen, toe Petrus, hy het bitterlik geween en hy is weg. En toe gaan die Here en hy gaan, toe hy verskyn het, aan die mense gaan hy toe en hy begin vis braai, daar langs die see. En Petrus, hulle sien hom toe. En hy braai toe vis en hulle kom nader en hulle sien, dis Jesus. En die woord sê, hulle het niks gesê nie. Hulle het uitgeklim. En Jesus het vir hulle visgaar gemaak. En toe sê hy vir Petrus. Hy sê, Petrus, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? En Petrus sê, ja, Here. En hy sê, laat my lammers wei. En toe vra hom weer, Petrus, het jy my lief? Petrus sê, ja, Here. En hy sê, pas my skaap op. En toe vra hom weer, Petrus, het jy my lief? Hy sê, ja, Here. Hy sê, nou laat my skape wei. Jy sien, hy het hom 3 keer gevra. Want Petrus het hom 3 keer verloor. Amen. Maar hierdie was sy herstel voor die ander disippels. Het hy hom terug in sy ampt herstel as 'n herder, om na die skape te kyk en die skape op te pas en hulle te laat by. Hy het hom in die openbaar vergeld en hy het hom weer in sy roeping herstel. U sien, baie mense sê, ek het nie die kerk nodig nie. Jesus. Nou, u weet, as jy so stelling maak, wat sê, jy het nie die kerk nodig nie,
dan sê dit vir my iets van jou gedagtegang. Dit vertel vir my dat dit gaan om jou. Jesus. Jy het nog nie gesnap dat dit eintlik nie rondom jou gaan nie. Jy het nog nie gesnap dat as jy 'n dienaar van God word, is jy 'n slaaf van Christus. Amen. Jy het nog nie gesnap dat die Here gee vir jou gawes en talente. Nie dat jy shine kan vang, maar dat dit gebruik kan word Yes. om siele te wen. Amen. Met ander woorde, jy is in diens van Christus. Amen. As jy aansluit by die liggaam van Christus, as jy by 'n kerk is, dan is jy in diens. Dit gaan nie oor jou, dat ek het nie die kerk nodig nie. Dit gaan oor die kerk het vir jou nodig. Die Here het jou spesifiek met 'n gawe toebedeel, dat jy in die kerk, in die liggaam van Christus kan bedien, sodat siele gered kan word. Dit was vanmôre vir my pragtig, Kobus, toe jou seun so speel. Ek het bedroef geword om te dink, dit is die talent wat die Here gee. En ek is so bly. My trane was van blydskap, nie van hartseer nie, maar van blydskap om te weet dat jou seun stap in jou voetspore. Yes. Nie daar buite by sokkies en jols nie, maar om die Here met die talent wat hy jou gegee het, te loof en te prys. Jy sien, dis hoekom God jou 'n talent gee. Nie om Satan te verheerlik nie, maar om God te verheerlik en om siele te wen. Yes. Jy sien, elke een van ons het 'n genadegawe ontvang. Amen. En ons soek jou hier in die liggaam van Christus om daai genadegawe te kan gebruik, sodat ons die wêreld kan inbring. As jy nie aanmeld, hoe gaan die liggaam van Christus opereer as hy nie 'n hand het nie, as hy nie 'n voet het nie, as die oog daar op die kas lê? Hoe gaan die liggaam funksioneer? Sê vir my. God het jou nodig in sy liggaam om te opereer. Dit gaan nie dat jy die kerk nodig het nie. Jy moet 'n dienaar van Christus word, Amen. sodat die kerk jou kan gebruik met dit wat die Here jou mee toebedeel het. Yes. Dis waaroor dit gaan. Maar dan hoor ek dat mense sê, ek het nie die kerk nodig. Jesus. Dit wys vir my dat jy het verkeerde gedagte gehad. Dit wys vir my jy's nog nie op die punt om te besef jy's daar vir Christus. Jy's daar om hier op aarde sy bene en sy arms te wees. Yes. En die rede hoekom jy daar is om 'n verlore wêreld te bereik, om siele in te trek. Jy sien, siele is nie 'n program van die kerk nie. Dit is God se hartklop. Amen. Omdat die Here weet, behalwe dat hy Satan klaar oorwin het, is daar 'n hele mensdom daar buite, Yes. wat as hulle nie die evangelie hoor, deur elke genadegawe wat vir elke mens gegee is om hulle in te bring nie, dan is daar hordes wat saam met Satan eendag in die hel gaan brand. Amen. Beteken dit ons almal spring hier op en ons is evangeliste en ons gaan na wat is daai plek? Na by Iran en Irak. Libië. Beteken dit ons gaan Libië toe? Nee. Dit beteken nie noodwendig dit nie. Dit kan dit wees, maar dit beteken dit nie noodwendig nie. Jy het 'n gawe, gebruik jou gawe om siele in te bring. Sluit aan by die liggaam van Christus en gebruik dit wat die Here jou gegee het. En die Here sal dit baie maak. Maria sê altyd, die Here maak bietjie, maak hy baie. Yes.
Hy roep vir Petrus terug en hy herstel hom in sy ampt as leier en as herder. Want dit gaan oor siele. Die Here weet dit gaan oor siele. So hy het Petrus nodig om siele in te wen. Petrus moet terugkom na die liggaam van Christus, want hy wil siele inwen. Ons almal het die opdrag, ons ken Matteus 28 wat sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Daniël 12 vers 3 sê, die wat siele wen, skyn so sterk. Altoos skyn hulle so sterk. Lukas 15 vers 7 sê, as daar een tot bekering kom, is daar gejuig en jubel oor daai bekering. Die hemel staan stil en juig en jubel as een tot bekering kom. Jy sien, alles wat ons doen, alles wat jy het, gaan oor siele. Die plek waar jy jou bevind, gaan oor siele. Die mense wat die Here in aanraking gesit het met jou, gaan oor siele. Jy sien, elkeen van ons is op verskillende plekke. Ek kan nie weet waar jy is nie, Herman, maar daar waar jy is, kan jy 'n verskil maak vir die Here. Vir siele. Die Here het ons gawes gegee om daai siele in te bring. Hy sê in Spreuke 11 vers 30 dat die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Maar hy wat siele wen, is wys. So as jy wys wil wees, tree toe in die liggaam van Christus om siele te wen. 'n Pragtige voorbeeld is Petrus. Toe hy terugkom, hy het sy amp, hy is herstel, die Here het hom herstel in sy amp, in die openbaar, het hy hom herstel, en wat gebeur toe? Daar in Handelinge 2. In Handelinge 2 sien ons, daar Petrus, het hy toespraak, Handelinge 2 vanaf vers 14 tot 36, die toespraak van Petrus op Pinksterdag. Hy spreek die Jode toe, en Petrus praat met die Jode. En hy begin daar om vir hulle die evangelie te bring, oor hierdie Jesus wat hulle so pas gekruisig het. En wat gebeur? 3000 kom tot bekering. Kan u sien hoekom Satan vurig begeer het om hom uit te sif, af te sonder en sy geloof te probeer steel, deur hom in die openbaar te verneder? Kan u sien hoekom die Here hom teruggeroep het in sy roeping? Hoekom die Here hom nodig gehad het, die liggaam van Christus het vir Petrus nodig gehad, sodat hy aan kan gaan met sy roeping, sodat daar 3000 tot bekering kan kom. Jy weet, die Here sê dat hy deel genadegawes uit. En in sy genadegawes roep hy ons. Maar is onberoulik. Ek soek nou gou die versie. Hy sê dis onberoulik, hy gee vir ons die genadegawes en dat dit onberoulik is. Met ander woorde, hy vat dit nie terug nie. Romeine 11 vers 29 sê dat die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Met ander woorde, wat beteken dit? Beteken God het vir jou 'n gawe gegee. En hy het jou geroep, jy het 'n roeping. Elkeen van ons het 'n genadegawe en 'n roeping. Dis onberoulik. God sê, ek gaan dit nie terugvat nie. Maar wat gebeur? Isolasie vind plaas. As gevolg van vernedering in die publiek, soos met Petrus, of vernedering waar Satan dit gebruik om met iemand wat jou benadeel
iets vir jou gesê het en jy neem aanstoot of jou finansies druk baie kwaai of enige ander dergelike rede. Maar dan wat gebeur? Jou genadegawe gaan nie weg. Jy het hom nog steeds. Weet jy wat gaan weg? Jou vrymoedigheid. Jou vrymoedigheid verdwyn om God te loof en te prys en om vir hom te werk. En daarom het die Here dit geweet en hy het gesê, gaan roep die disippels en vir Petrus, want ek wil hom herstel in sy ampt. Ek wil hom in die openbaar vergelde, sodat hy weer in die liggaam met sy genadegawe, wat 'n herder is, wat die woord uitleg is, wat lering is, dat hy dit kan gebruik om vir al hierdie onbekeerlinge, hierdie Jode te kan preek, en vir hulle die evangelie te kan bring. En dit is presies wat gebeur het. Hy het hom herstel in sy ampt, en toe bring Petrus, of die Here bring deur Petrus, met sy genadegawe, bring hy 3000 mense tot bekering. Nou onthou, wanneer jy in isolasie is, dan beteken dit nie dat jy noodwendig nie kerk toe kom. Baie mense kom kerk toe, maar hulle kom sit net hier. Hulle is in isolasie, al is hulle hier. Met ander woorde, hulle wil nie betrokke raak nie, want hulle het seer gekry. Hulle wil nie waag nie. Hulle wil nie uitgaan en help met hierdie siele inbring. Wat ook al die rede is. Maar jy kan in die kerk sit en jy kan geïsoleer wees vir God se werk. Jy sien, die Here roep elkeen van ons, het 'n roeping op ons lewe, en ek sê nou, daai roeping is om siele in te wen. Jy weet, jy kan pragtig dromme speel, of jy kan pragtig gitaar speel, of jy kan pragtig orgel speel, of jy het 'n pragtige stem, of jy kan dalk uitgaan en mense gaan bedien. Jy kan dalk duiwels uitdryf, dalk het jy 'n gawe daarvoor. I don't know. Maar die ding is, jy sal weet wat die Here in jou hart geplaas het. Jy moet dit begin beoefen. Jy moet dit beoefen tot God se verheerliking. In God se liggaam. Want dit is hoekom jy in God se liggaam is. Sodat daar 3000 mense tot bekering kan kom. En Satan gebruik isolasie om jou daarvan te ontneem. Nie net vir jou nie, maar ook van God. Dat hy nie kan werk deur jou. Dat daai genadegawe nie tot uiting kom nie. En dat dit onder 'n maandemmer gesit word. En dit skyn nêrens nie. Dit help niemand nie. Baie gelowiges lewe in isolasie omdat hulle skuldig voel, of in vrees lewe, of onsekerheid in hulle lewe, en hulle dink God het hulle verwerp, en hulle dink hulle het hulle roeping verloor, en dat God hulle nie meer kan gebruik nie, wat 'n totale leuen is. Die Here roep jou terug, en sê, kom terug, soos Petrus, sodat hy jou kan gebruik in hierdie geestelike oorlog vir siele, en dat hy siele kan wen. Baie mense sê, ja, ek kyk YouTube. Ja, ek is betrokke by die globale kerk. Jy weet, al daai dinge is nie wat die woord van God sê. As ek na die woord van God gaan en ek gaan kyk, wat is 'n kerk? Dan lees ek van die kerk in Antiochië, daar in Sirië, in Handelinge 13. Ek lees van die kerk in die Korinte, in Handelinge 18. Ek lees van die kerk in Rome, in Handelinge 28. Ek lees van die kerk in Galasiërs, ek lees van die kerk in Efesië, in Filippi, in Thessalonika, in Kolosse, ek lees van Laodicense, Laodicea, in Pergamus, Sardes, Philadelphia, Berea. Dis kerke wat aktief besig was om mense te wen, om mense te help, mense wat, kyk, daar was kerke waar die mense goddeloos was, maar daar die Here ook toegetree in daai kerke, om vir mense die pad te wys,
omdat hulle die mekaar was. Maar is lokale kerke, wat ek van lees, in die woord, waar God se gees gewerk het. Jy sien, wanneer ons hier in 'n gebou by mekaar kom, hierdie is net 'n by mekaar kom, waar ons woord deel. Maar ons is die kerk nog steeds as ons daar buite is. Dan is ons nog steeds die kerk. En ons is nog steeds daar waar ons met mense praat, is ons nog steeds onder leiding van die Heilige Gees, om gebruik te word deur hom. Met ander woorde, jou vraag, soos ek vroeër gesê het, moet wees, hoe kan God jou gebruik? Nie dat die kerk nie vir jou iets beteken, of jou iets veel help nie, of jy weet nie hoekom. Hoe kan God jou gebruik? Dit moet jou vraag wees. Wat het God vir jou geskenk, om in sy liggaam betrokke te wees? Geen kerk is perfek. Dion sê altyd, hy lag al, hy sê altyd, die kerk was perfek tot jy aangesluit het. Geen kerk is perfek. Ons is almal mense, ons faal. So daar is geen perfekte kerk nie, glo my. As jy na die volgende kerk gaan, gaan jy ook foute vind. Daar is nie 'n perfekte kerk. Maar dit is God se liggaam wat hy bedoel het om op aarde te funksioneer, om sy liggaam te wees. Hy sê dat die poorte van die doderyk sal dit nie oorwin. Ja, amen. Hy sê dit daar in Matteus 16 vers 18, ek dink. Kyk gou, wie is daar by Matteus 16 vers 18? Wie kan gou daar lees? Het iemand daar? Martin? Ek dink is vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig. Daar sê, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So by the way, sê gou vir my, hier is ook natuurlik 'n groot verwarring. Wie is die rots? Petrus of Christus? Christus. Christus is die rots. En as jy twyfel oor daai een versie, gaan lees asseblief die hele hoofstuk. OK? As jy die hele hoofstuk gelees het en jy glo nog steeds Petrus is die rots, kom sien my, dan moet ons duiwels uitdryf. Nou sê, nice. Christus is die rots, Petrus is nie die rots nie. Die Katolieke glo Petrus is die rots, dis hoekom daar 'n paus is. Christus is die rots, nie Petrus nie. As jy die hele hoofstuk gaan lees, dan sal jy verstaan wat Jesus bedoel het, toe hy gesê, jy is Petrus, op hierdie rots, verwysende na hulle gesprek, nog voor die tyd, op hierdie rots, wat ek nog heeltyd van praat, hierdie rots genaamd Christus, sal ek my kerk bou. Nie Petrus nie. Jy is welkom om my te verskil, maar ek sê, lees nie net 'n versie nie, gaan lees die hele hoofstuk, gaan waaroor Jesus Christus vra, wie sê hulle is ek? Hy praat die hele hoofstuk deur te vra, wie is ek? En hy is die rots. En dan sê, jy's Petrus, en op hierdie rots, menende hy, sal hy sy gemeente bou. Petrus is nie 'n rots nie. Petrus het nou net geval. Hy het nou net die Here 3 keer verloon. Wat 'n rots is dit om jou gemeente op te bou? Ja, die Here werk deur elkeen van ons om sy gemeente te bou, maar die Here is die een wat sy kerk bou. En hy is die rots, gaan lees maar reg deur die woord van Christus. Jesus is die rots. Daar's geen twyfel by my nie. Hy is die rots, hy was nog altyd die rots. Nêrens is daar verwysing dat Petrus is die rots, behalwe as jy hierdie een versie wil uitsonder en jy wil hom die evangelie met die hele hoofstuk weggooi en jy wil daai versie vat en sê Petrus is die rots. Dan is jy op 'n dwaal, sê ek nou vir jou, want dit is een voorbeeld wat ek nou gesê het, waar mense mislei word en verlei word, is deur na verskillende evangelies te luister, onder andere om te glo dat Petrus die rots is.
Want as jy dit glo, dan kan ek jou kry om te luister na wat 'n mens sê. Dan kan ek jou onderwerpe plaas aan 'n mens as jy glo Petrus is die rots. En dan moet jy onderwerp aan die paus. Want paus is die opvolger van Petrus. Ek weier, ek plaas my onder Christus. Hy is die rots. Hy is die rots. Nou ja, opsommend het ons gesê, Matteus 4 vers 1 wat ons skriflesing is 'n geïsoleerde geval. Dis 'n geveg tussen God en Satan, waar Jesus gelei was deur die Gees, omdat Jesus geweet het, Satan werk as hy iemand isoleer en op sy swakste is, dan val hy hom aan. So die Here het al vooruit gesê, Satan, kom dat ek jou net nog finaal verder oorwin, en dat die mense kan sien, dat God nie versoek kan word. Geen kwaad kan hom versoek nie. Verder, God versoek niemand nie. Ons word versoek deur Satan. Satan is die versoeker. Hy isoleer om te domineer. God laat wel toe dat die Satan ons versoek, maar nie bo ons kragte nie. En hy gee vir ons die uitweg. Klaar. Hy beloof dit en dan is dit so. As God sê hy gee die uitweg, dan gee hy die uitweg. God is nie 'n leenaar. So as jy in versoeking kom, God gee die uitweg. En hy sal jou nie bo jou kragte versoek. Toelaat dat jy versoek word bo jou kragte. Satan is die versoeker. Satan beywer hom vurig om elkeen van ons uit te sif, met ander woorde af te sonder, te isoleer, sodat hy met jou gedagtes kan begin werk. Kom daar uit. Dis 'n besluit. Jou isolasie was 'n besluit jouself. Verander daai besluit en kom uit daai isolasie uit. Raak weer betrokke by God se liggaam, by God se kerk. Raak betrokke. Satan wil jou geloof steel, want dit is die belangrikste bestanddeel vir jou om na God te gaan. Sonder geloof gaan ons nie God sien. En net soos Petrus teruggeroep was en weer verenig is, en hy weer in sy roeping in die openbare stel is, so roep God elkeen van ons terug uit isolasie, om weer in sy liggaam die kerk te verenig, en weer betrokke te raak om siele te wen. Dit gaan nie oor of jy kerk nodig het. God het jou nodig in sy kerk. En begin daardie gedagtegang, dat God het jou nodig in sy kerk, om siele te wen. En met daardie gedagtegang, gaan jy kerk toe. Dat God het jou 'n genadegawe gegee, en hy het jou nodig op hierdie aarde. Ons is sy arms en sy bene, om siele te wen. Siele is nie 'n program van die kerk nie, dis die hartklop van God. En ons elkeen moet 'n dienende gees hê, soos Jesus Christus gehad. En toe Petrus terug is uit sy isolasie, weer herstel in sy roeping as herder, toe kom 3000 mense tot bekering. God se kerk het u nodig. En roep u terug in u roeping. En vra dat u weer u roeping opneem, sodat hy jou kan herstel en weer in die openbaar kan vergeld. Dis die Here se boodskap aan ieder en elk van ons. Kom ons sluit ons oë en gaan ons bid. O Here Vader, ek vra dat u woord vanmôre vas sal staan in elke een se hart. Here, dat u die geloof sal bou in elkeen se hart. Here, ek bid dat enige een wat sy gedagtegange aangeval word deur die Satan, Here, dat die geloof sal bly. Dat die geloof sal hou. Here, wat sonder geloof sal ons u nie sien. Ons kan u nie behaag sonder geloof. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat u elke siel hier vanmôre voor sal intree, dat hulle geloof behou sal bly,
en dat hulle sal terugkeer na u liggaam, om te funksioneer in u liggaam, sodat siele gewen kan word. Here, ek weet ons lewe in die eindtyd. Ek weet daar is min tyd. Maar Here, ek weet wanneer u werk, dan kan niemand dit stop. Here, u sê in die woord, dat die poorte van die doderyk sal u nie keer, sal u kerk nie stop nie. Here, en daarom vra ek, Here, dat elke een met sy genadegawe, wat hy onberoulik ontvang het, sal terugkeer na u liggaam, en sal toetree tot hierdie geveg van siele. Maak nie saak waar hy is en waar u hom geplaas het in sy werk, of waar hy woon, maar Here, dat u elke een sal gebruik om in die liggaam van Christus te werk. Here, die liggaam van Christus ondersteun mekaar. Daar waar een gebed nodig het, gaan bid hulle. Daar waar een ondersteun moet word in die evangelie, word hy ondersteun. Here, die liggaam werk op verskillende maniere. Here, ek vra dat die liggaam van Christus sal werk soos u dit behaag. En dat elke een sy genadegawe sal gebruik en sal weet, dit is ter ere van God om siele te wen. Here, want wanneer ons in die geloof optree, dan eer ons God. Maar wanneer ons in ongeloof optree, Here, dan verwyder ons onsself van God. Here, is my gebed, dat elkeen wat homself in isolasie geplaas het, sal terugkeer. Here, laat u hulle sal in die openbaar vergelde, soos u in die woord sê. En dat ons 'n kragtige bediening in u hand sal wees, om siele in te wen. Want ons weet, dat die hemele juig, wanneer een siel toegevoeg word. In Jesus naam.